died for me there on the cross. You breathed the last as you were crucified, and you gave it all for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Hallelujah, King forever. And we thank you for the cross. There in the ground, sealed in the darkness, lifeless lamb, the frame of the Father, Son in agony. And he watched his only Son be sacrificed, and he gave it all for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Hallelujah, King forever. And we thank you for the cross. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, oh, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back,
no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Goeiemôre Huiskerk vriende, baie welkom ook weer eens. Was lekker tyd wat ons nou saam gehad het vir 'n lang tyd in die saal en julle het nou 'n wonderlike geleentheid om weer in sy Huiskerk saam te wees. Kom ons raak net stil en dan vra ek net, jy het nou klaar gebid hopelik. Ons het lekker saam hierdie wonderlike getuienisse van hierdie liedere gehoor. I've decided to follow Jesus, no turning back, nee. So kom ons raak net vir 'n oomblik stil en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons bid dat wanneer ons nou u woord sal lees, dat dit vir ons 'n helder getuienis sal bring, dat ons die stem sal hoor en dat die lieflikheid daarvan ons sal oorweldig. Gees van waarheid, ons het u nodig om met ons te wees en ons te begelei om die volle waarheid te hoor. Daarom Jesus het u ons geleer, ek is die enigste weg, waarheid en lewe. Open ons oë, open ons hart, open ons ore en maak ons gehoorsaam aan u verordeninge, u insettinge en die lieflikheid van u woord. Dankie dat ons dit van u kan vra. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons het laas opgehou in Judas vers 11, 12, 13 het ons gelees. Ek lees vandag vir ons verder vanaf vers 14. En Henog, die 7de van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000-tal, om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf, oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en ook oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla en volgens hulle begeerlikhede wandel, en hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense verlei terwille van voordeel. Maar, julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense, wat die gees nie het nie. Nou vriende, ek besef baie goed dat Judas 'n sterk woord is, en dat dit 'n geweldige waarskuwing is. Nee, ons het dit al van die begin af gehoor, waar Judas gesê het, ek het eintlik hierdie begeerte gehad, om oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, het hy daar in vers 3 gesê, maar ek het dit noodsaaklik gevoel, om julle deur my skrywe te vermaan. Met dan hy het 'n vermaning gebring, die hele brief is 'n vermaning, maar daardie vermaning het ons al oor en oor gesê, geskied absoluut in 'n liefdestaal, nee, om te waarsku, om terug te bring. Aan die einde sal ons hoor, dat vers 23 sê, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Met ander woorde, hier's iets wat hier gebeur vandag, en dis wat ek in kort wil uitwys, is dat ons hierdie afvalligheid, hierdie sondigheid teenoor 'n heilige God moet haat. Ons moet enige vlek van sonde, of wegdwaal van die weë van die Here, moet ons haat.
Daarom het ons as gemeente nou verlede Sondag en die week voor dit Psalm 119 saam gelees, sodat ons die kosbaarheid sal verstaan van 'n verlange van 'n wedergebore seun en 'n dogter om die insettinge en die woord van God te koester. Nee, dit was kosbaar. Ek dink dit was 'n geweldige seën en dis ook hoe ons nou in die gemeente hierdie Psalm 119 deurbid, sodat dit in ons hart kan lê. So in hierdie gedeelte gaan dit aan vanaf Henog, die 7de geslag vanaf Adam. Met ander woorde, ons dink nou al terug van die begin af, nog voor die sonvloed van Noag, kom Henog. Hy wat met God gewandeld het, ons lees dit in Genesis en skielik was hy net nie meer daar nie. Hy is opgeneem in heerlikheid en hy kom selfs met 'n waarskuwing. Nou hierdie is weer eens 'n aanhaling van Judas uit 'n apokriewe boek, nie om die apokriewe boeke te onderstreep en te sê gaan lees maar buite Bybelse bronne nie. Hy haal iets aan wat bekend was in die Joodse literatuur, omdat die profeteringe van Henog in daardie geskrewe literatuur so geweldig akkuraat is en die slotsom van dit alles. En die rede hoekom Judas dit wil bring is om vir sy gehoor en om vir ons net weer dieselfde punt te bekragtig. Pas op, pas op, pas op vir die afvalligheid. Pas op vir die goddelose mense. Pas op vir die seker mense wat ingesluip het vers 4, wat lank tevore opgeskryf is. Nou hier het ons vir Henog, wat in Genesis al opgeskryf is. Pas op vir hulle wat lank al reeds opgeskryf is, vir hierdie, en dan die belangrikheid wat ons vandag gaan moet besef, vir hierdie oordeel, hierdie goddelose mense, wat die genade van ons God verander in ongebondenheid, en die enigste heerser, God en ons Here Jesus Christus wat ook God is, verloon. Met ander woorde, hierdie afvalligheid het 'n geweldige einde. Dit bring na vore die oordeele van God. So dis wat ons hier lees, ons lees weer van wie hulle is, ek sal nou iets daaroor sê, maar in vers 17, dis waar ek eintlik wil uitkom vandag, hoor ons wat hy sê, maar julle geliefdes, agapetos, kom van agape af, wat dit beteken dearly beloved, geliefdes in hierdie konteks is die wat vrygekoop is deur die bloed van Jesus Christus, waaroor ek nou iets gaan sê. Julle moet die woorde onthou. Met ander woorde, julle kan nie vergeet nie. Mimneskumai, sê die Grieks. Dit beteken to recall information from memory. Met ander woorde, daar's iets wat aan julle verkondig is. Daar's iets waaroor julle gewaarsku is. Dit moet hier bo in julle memory vassit. Wees gewaarsku. Recall die information. Remember, remind yourself, remind oneself. Onthou dit wat tevore gespreek is deur die apostels. Met ander woorde, die apostels, hier nog, soveel van tevore, Christus homself het gewaarsku. Hulle het iets gespreek, en wat Judas sê is, onthou dit. Dis goed dat julle dit sal onthou. Wat die apostels van ons Here Jesus Christus, met ander woorde, apostolos, is die gestuurdes vanuit Jesus Christus, die wat met 'n boodskap van Christus af uitgaan, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, volgens hulle eie goddelooslike begeerlikhede wandel. Ek haas my om by hierdie punt uit te kom. Daar is iets wat ons moet onthou, wat die apostels en Jesus en Henog en Judas vir ons wil sê. En dit is, daar is vermaanings. Daar is waarskuwings wat Christene moet hoor. En vandag is hierdie boodskap nie so gewild nie, want niemand wil meer negatiewe waarskuwings hoor nie. Niemand wil weer vermaanings hoor nie. Maar tog is die Nuwe Testament vol daarvan. Tog praat Christus daarvan. En as Jesus daarna verwys en die apostels wat deur Christus met die boodskap van die opgestaane Here Jesus uitgestuur het, dan moet ons dit hoor. So die vermaanings is duidelik, wees gewaarsku. Julle moet dit onthou. Wees gewaarsku van die wat afgedwaal het. Wees gewaarsku, lees ons in hierdie stukkie van vanoggend, van die spotters. Dit het ons nou in die Olimpiese Spele gesien. Wees gewaarsku. Dit speel in ons tyd uit. Wees gewaarsku oor goddelose mense wat die genade van ons God verander het in ongebondenheid. Mense wat die genade van God verbuig tot iets wat dit nie is nie. Wees gewaarsku. Jesus gebruik die woorde, Paulus gebruik die woorde, Judas gebruik die woorde, wee hulle, is 'n judgment uitspraak. Wee hulle, sê die skrif in Judas, wat die enigste heerser verloon het, wat God en Jesus ons Here, wat ook God is, verloon het.
Wie hulle, pas op vir hulle wat met Jesus omgaan en sê, hy is maar net 'n goeie mens gewees en nie God nie. Pas op, wie die afvalliges. Die skrif wat ons vanoggend gelees het, sê, wie die murmureerders. Pragtige woord in Afrikaans. Wie hulle wat net nooit content is nie. Wie hulle wat altyd kla, wat altyd moan oor non-contentment, nee. Wie hulle wat die verlange het, wat die skrif hier so sê, wat die vlees altyd nommer 1 maak in hulle lewe, wat altyd daarop uit is, wat kan ek hier uitkry? Wat doen dit vir my? Laat dit my beter voel. Laat dit my oppof. So Jesus sê ons, pas op vir die suurdeeg, né? Die skrif sê, onthou hulle. En wat ons moet onthou is, wie hulle wat trotse harte het, vol trotse woorde mee in hulle harte rondloop, wat se harte trots is, wat net nooit ooit die knie wil buig voor die heerskappy van Christus as baas, as Here nie. Want as in die ware redding van ons, is dit die eerste vertrekpunt, is sodat jou knie sal buig voor Christus as Here. Wie hulle wat mense verlei en op dwaalweer neem, ons het dit gesien in ons teks, wat selfs net voordeel daaruit wil trek. Men ons kry dit oor en oor in ons tyd vandag. Mense word verlei deur leiers wat woorde en godsdienstige idees bring, maar dan trek die leiers net voordeel daaruit. Iets wat iets van hulle maak, is suurdeeg man, dis puffed upness, mag, aansien, geweld, geld, en so kan ek aangaan. Wie hulle wat skeuring maak, nee. Nou onthou nou mooi, so Jesus sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar swaard. So die swaard van God, die woord van God sal altyd verdeeldheid bring in waarheid, skeiding tussen lig en duisternis. Julle moet dit nooit vergeet nie, broers en susters. Maar wat die skrif hier in Judas waarsku, wat ons moet onthou is, pas op vir hulle, wie hulle wat mense wat skeuring bring. Nou weet wat, hoe gebeur dit in ons tyd? Dis mense wat sê, ag weet jy wat, dis nie belangrik om kerk toe te kom, jy sit by jou huis, sit op jou bank, weet jy, dis nie belangrik om die onderlinge byeenkomste van die gemeente byeen te bring nie, ag versuim dit maar, jy kan dit maar nalat, die eenheid van gelowiges is nie so belangrik nie, die fellowship, solank jy maar net die Here daar op jou plekkie, op jou ashoopie dien. Dit is absolute skeuring. Die skrif sê, wie hulle, en pas op en onthou, dit is die afvalliges. Wie die mense, die skrif sê die natuurlike mense, die skrif sê die sinnelike mense, kyk daar in jou vers 19 in Judas, wie hierdie mense, nou hierdie natuurlike mense is 'n direkte verwysing natuurlik na 1 Korintiërs 2, hierdie natuurlike mense sê Paulus in 1 Korintiërs 2, daar aan die einde van vers 14, is mense wat nie deur die gees van God dink nie, hulle dink net op natuurlike wyse. Nou ons het dit al in Judas gesien, want hy het gesê, hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie, alles wat hulle soos redelose diere. Dis mense wat net op gevoel en belewennisse en emosie en intuïsie werk. Dis mense wat opinies bring, sonder om Gods waarheid in konteks te bring. Pas op vir hulle, pas op vir die mense wat nie deur Gods gees dink en deur Gods gees van onderskeiding werk nie. Hulle bedink alles net uit hulle eie gevoel, hulle eie emosies, hulle eie belewennisse, hulle eie intuïsies, hulle eie filosofie en nie vanuit die gees van waarheid nie. Nou, onthou hulle, sê julle geliefdes, onthou hulle, recall this information from memory, wat die apostels van die Here Jesus Christus ons ook gewaarsku het, want hulle het ons, hulle wat eerste eeuse getuienisse was, wat Christus beleef het, wat hom gesien het, wat deur die opgestane Here uitgestuur is, hulle waarsku al van die begin af, Henog ook, van die Ou Testament se tyd af, waarsku God, pas op vir hulle. En die skrif sê daar aan die einde van vers 19, wie hulle ook wat die gees nie het nie. Nou wat is dit? Weet nie die gees nie. Wat dit eenvoudig probeer sê is, dit is die mense wat tussen ons en tussen mense in kerke kom sit. Hulle sit daar in die banke, hulle neem deel aan alles, hulle steek hulle hande in die lug op, hulle kan selfs uit volle bors uit sing. Maar dis dalk mense wat nooit in wedergeboorte lewend gemaak is deur die gees van God en gewederbaar is tot 'n nuwe lewe nie. Pas op vir hulle, want hulle sal altyd hulle opinies en intuïsies en teologiese verstaaning bring en nie dit wat deur die gees geopenbaar sal word nie. So die skrif sê onthou dit. Maar vandag wil ek afsluit
en 'n bietjie iets positiefs sê, want die laaste tyd het ons baie gepraat oor waarskuwings. Vandag ook, waarskuwings. Maar ek dink daar's 'n positiewe kant ook hieraan. En dit is, onthou wel die geloof. Judas sê dit in 1 vers 3, ek het geskryf om julle te vermaan om kragtig te stry vir die geloof. Ek wil hê julle moet dit onthou. Geliefdes, onthou dit. Onthou dit. Ons het nou onthou wat alles negatief is en al die wees en al die dwalinge en alles wat wegdrywe en verlei. Maar daar's nog iets wat ons kan onthou wanneer jy werklik waar in liefde voor God kom staan, en dit is, onthou wat aan jou oorgelewer is, dit wat deur die heiliges en aan die heiliges oorgelewer is, deur die apostels, deur Jesus, deur die skrif, deur die verordeninge, deur die openbaringe van God. Onthou dit, recall dit. Judas sê, stry vir dit. Met ander woorde, laat dit brandend in jou hart wees om te stry vir hierdie waarheid. En ek wil vanoggend ons boodskap hierso in Judas daarin begelei om dit te onthou. Dit wat so kosbaar is, wanneer ons dit begin onthou, kan ons lekker deur die Nuwe Testament lees en 'n kosbare dinge vandag saam onthou. Nee, en dit is Hebreërs 2 vers 1 sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons miskien nie wegdrywe nie. So die geloof waarvoor ons stry wat aan ons oorgelewer is, dit wat ons as geliefdes hoor, wat ook deur die apostels van die Here Jesus Christus gegee is, nie net waarskuwings soos in Judas nie, maar vandag wil ek 'n spin-off gee ook daar, ook al die positiewe dinge, moet ons dit onthou. Hoekom? Sodat ons nie wegdrywe nie, sê Hebreërs 2 vers 1, sodat ons nie in die trap van goddelose, redelose mense verval, wat spotters is, wat skeuring veroorsaak, wat sinnelike mense is, wat die gees nie het nie, wat die weg van Kain bewandel, en Biliam se dogmas bring, en die verset van Korag. So kan ons aangaan, alles wat ons reeds oor gewaarsku het. Ons wil nie wegdrywe nie. En hoe gaan ons dit doen? Want Hebreërs 2 vers 3 gee die antwoord, en dit sê, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid, dit wat Christus vir ons gedoen het, verontagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is, deur dit wat ons gehoor het. En sien, dit is aan die heiliges oorgelewer, en daarom moet ons vir dit stry. Ons moet stry vir die woord van waarheid. Dis waar Judas se hele boodskap begin het, 8 weke terug, 8 geleenthede terug, waar ons gesê het, die gemeente is 'n pilaar en 'n grondslag van waarheid. Ons stry vir waarheid. Hebreërs 1 vers 1 sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die tyd gespreek het, tot die vaders deur die profete, en hy verwys nou terug na die Ou Testament, het hy in hierdie laaste dae, nou dit is hierdie laaste dae beteken vanaf Jesus se koms, eerste koms tot sy wederkoms, dis die laaste dae, het God tot ons gespreek, wat? Deur die Seun. So daar is iets wat ons moet hoor, daar is iets wat ons moet onthou, en dis die stem wat ons gehoor het, sodat ons nie wegdrywe nie, sodat ons nie mislei word nie, sodat ons nie in die pad van afvalliges of goddelose spotters, wat nie die gees het nie, wat in is vir hulle eie gewin en die verleiding van mense, die murmureerders, die moaners, so kan ons dit hou, hulle uiteinde is die gerig van God, dis die judgment wat God oor hulle sal bring. Dit moet vir jou groot waarskuwing wees. Ons moet dit onthou. Dis wat die skrif ons leer. Onthou die waarskuwing, onthou dat God gaan oordeel. Onthou dat hy gesê het dat die duisternis bewaar is vir die engele, vers 6, wat met die mens omgang gehad het. Onthou dat die wat in Sodom Gomorra was, en die wat op dieselfde manier hoereer, ek porneo agter dwalinge aan of afvalligheid. Wat wag vir hulle? Die straf van die ewige vuur. Die oordeel. In beter Afrikaans, wat mense nie meer vandag wil hoor nie, die hel. Maar hier is iets anderste. Wanneer God tot ons kom spreek het in die laaste dae in sy seun Jesus Christus, is daar vir ons iets om te onthou, wat ons sal vrykoop, weg van die oordeel af, weg uit die hel uit, sodat ons nie eendag in die helse vuur, of in die ewige duisternis hoef te beland nie, sodat ons nie hoef ingesluk te word oor elke afdraai paadjie wat ons geken het nie, elke keer wat ons gedwaal het nie, maar dat ons teruggekom het na die heerlikheid van die Here. En al wat ek wil vra is, hoor julle dit nog, gemeente, saam met my? Sien ons nog hierdie waarheid? Hoor ons nog die kragtige getuienisse vir en van die geloof?
Stry ons nog daarvoor. Dit wat jou hele lewe sal verander, stry daarvoor. Onthou jy dit, geliefdes? Onthou jy dit? En dis wat vir my so kosbaar is van ons versie vandag, vers 17. My hele geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, want daar's 2 onthoue hierso. Die een is positief, en dis waar ons nou mee gaan afsluit verder. Dis die onthou van die kragtige getuienis van die Seun van God, die stem waarmee God tot ons gespreek het. Dis positief. Maar as 'n negatiewe onthou, en dit is onthou dat as jy nie die weë van God bewandel en die riglyne en die insetting en die verordeninge en die bepalings wat God gegee het nie, sal jy soos op Psalm 119 gesê word, soos die skuim geskei word van waarheid. Sal die ewige oordeel en die hel wag vir die wat hulle hart verhard het in trotsheid. Een lei tot die dood, die afdwaling, en een lei tot die lewe. So ons wil ons wil onthou, ons wil stry, ons wil luister. Nou die dag op die mansgroep deel iemand so mooi ding, hoe weet ons waar en hoe hoor ons waar is die weg van waarheid? En toe sê iemand, as daar 'n vurk in die pad is, en ek kom by 'n T-aansluiting, ek moet nou kies watter kant om te loop. En aan die een kant is 'n dooie mens, en aan die ander kant sit 'n lewende. Vir wie gaan jy vra watter kant toe is die regte pad? Jou eerste antwoord sal wees, ek sal vra vir die lewende ene, So die enigste lewende God wat bestaan in die geskiedenis van alle religions is die opgestane Jesus Christus. Die lewende God en Vader van ons lewe, die Gees van waarheid. Hy is die lewende een. Dis vir hom wat ons moet vra. Dis na sy stem wat ons moet luister. Daarom sê Psalm 95 vers 7 so pragtig in getuienis, want hy is ons God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, en gemeente, hoor die versigtiging. Ag, as julle vandag maar net na sy stem wou luister. So, ek wil vra, hoe hoor ons wat ons moet hoor, en hoe gaan ons onthou wat ons moet onthou? Dis die vraag vir vanoggend. Nou in die geskiedenis het God op baie kere en op baie maniere met ons gepraat, En nou hierdie geskiedenis en nie die stories dwars deur die Ou Testament is aan ons oorgelewer, sodat ons sal onthou. En die een wat ek vanoggend met julle wil deel, onder andere, is die storie van Moses. Moses is 'n tussenganger. Hy is 'n profeet van die Here. In Numeri 7 word dit vir ons die wonderlike storie vertel, dat Moses het ingegaan in die tent van samekomste. En daar het hy die bloed gevat van die offerdiertjie eenmaal per jaar, en dan moes hy dit met sy vinger vat. En daardie bloed moes hy op die versoendeksel sprinkel. En dan leer die skrif vir ons in Numeri, dat daar vanaf die versoendeksel, hoor hoe mooi is dit, hoor hy en luister hy hoe God met hom praat. En ek dink by myself, hoe kosbaar sou dit vir ons wees, as ons hoorbaar God se stem ook kon hoor. Maar tog leer die woord vir ons gemeente, en hier is dit waar julle nou baie mooi moet luister, sodat ons positief sal onthou. Hoe leer die woord van God ons tog nie, dat ons in die laaste dae vanaf Jesus se eerste koms tot sy wederkoms sy stem kan hoor? Maar ons hoor hom nie net nie, ons het hom gesien. Johannes sê so mooi, niemand het nog ooit die lewende God gesien nie, maar Jesus Christus wat uit die boesem van God kom, het hom kom openbaar. So nou kan ons hom nie net hoor nie, ons sien hom. Ons sien die getuienisse, ons hoor die getuienisse, dis vir ons opgeteken. En wat is dit wat ons hoor en sien? Wat is dit wat jy moet onthou, wat jou sal wegvat uit die verloklike wee, wat eindig in die ewige duisternis en ewige vuur, wat op sy gesit is vir die afvalliges? Hoe kom ek uit daardie vangnet uit? Hoe word ek verlos? En dis hier waar dieselfde Hebreërs 2 die kosbaarheid gee van Jesus, wat die versoening vir ons bring. Hoor wat sê die skrif vir ons. Ons sien hom, ons hoor hom, ons weet, en ons kan nou onthou, sê Hebreërs 2, dat Jesus is die bewerker van ons saligheid. Jy kan maar die hele hoofstuk daar gaan lees. En dit beteken, hy is ons redder uit hierdie gemors uit. Hy red ons van sonde, hy red ons van eie belang, hy red ons van onsself. Tweedens sê, hy is die een wat die dood tot niet gemaak het. En hoe het hy dit gedoen? Deur die kruis en deur die opstanding, deur die heerlikheid deur te breek, deur op te vaar hemel toe, deur te gaan sit aan die regterhand van God in hemelse plekke, het hy nou mag oor die dood. En dan sê Hebreërs 2, dit is die duiwel. So God het absoluut in sy heerskappy en sy goddelikheid die mag van dood en van die duiwel kom vernietig.
Hoekom sou ons dan nog wil afdwaal? Hoekom sou ons dan nog enigstens ons ore wil spits tot die dwaling? Die skrif leer ook van ons in Hebreërs 2, nog 'n laaste dingetjie daar is, hoekom dit kosbaar is om die stem van die Seun in die laaste dae te hoor, is omdat hy die bewerker is van barmhartigheid en hy is ons getroue hoëpriester. Hy is 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester. Met ander woorde, daar is niemand wat so barmhartig en so in long suffering en in kindness en in humility as knegt gekom het en alles oopgebreek het vir jou nie. As 'n hoëpriester wat medelee het met jou swakheid, soos Hebreërs 4 sê. Christus is ons versoening. En hoe het hy dit gebring? Dis waarmee ek wil afsluit. Hy het dit gebring deur sy bloed. Nou onthou nou mooi. En hoe kragtig is dit nou nie? Hoekom het ek nou vir jou net nou van Moses vertel wat in die allerheiligste ingaan? Die skrif leer vir ons, hy moes dan 'n bul geoffer het, dan moes hy die bloed gevat het en eenmaal per jaar, sê die Ou Testament, gaan hy dan daarin. Dan vat hy hierdie bloed, nê, in die allerheiligste in. Die bloed gaan nou 'n offer wees aan God. En dan gaan staan hy daar by die ark, nê. Nou die ark het mos die 2 gerubs gehad en in die middel waar die gerubs trekke bymekaar kom, bo op die ark is die versoendeksel. Onder dit is die wet van God. En jy weet, dis die teken daarvan hoekom dit daar bewaar is dis die heilige perfekte wil en bepalinge van 'n heilige God wat sonde haat. Dit is wat hy verlang. So, nie een van ons kon ooit die wet nakom nie. Dis wat ons nou die dag vir mekaar gesê het in Psalm 119. Dit help nie, jy gaan na die verordeninge en die insettinge van die Here en dink, jy gaan op jou eie krag hierdie wet en hierdie lieflikheid van die wet van God self kan lewe nie. Dis toegemaak, daar's 'n versoendeksel opgesit, omdat daar iets of anderste moes gebeur het, so om dit wat God vereis het, die bepalinge regverdigheid vir ons te bring deur dit, nê. Dit naam ons kon nakom. So wat doen die prentjie in die Ou Testament? Moses kom, dan sê die skrif, hy het daar tussen die gerubs en die versoendeksel, het hy 7 keer die bloed van die offer op die versoendeksel gesprinkel. Moet dit nie mis nie. 7 keer. Hoekom 7 keer? Is dit maar net 'n toevallige getal? Nee, want dit sê, dit wat ons moet onthou, is dat Jesus Christus, of die bloed wat God gebring het deur die offer, wat die heilige bepalinge van God sou bevredig, dit moes 'n perfekte offer gewees het. 7 keer. Dit is die perfekte offer. Dis die volmaakte offer, wat sonde en skuldigheid wat ons voor God kom staan, as gevolg van die feit van die wet wat ons nie kan nakom nie, moes die bloed op die versoendeksel vrede bring. So wat ons kan sê is dat die Ou Testament leer al vir ons hierdie prentjie, die bloed bedek, deur die bloed kom daar versoening, dis wat ons onthou, sodat ons voor God eendag kan kom staan as gevolg van die bloed van 'n dier wat geoffer is in ons plek. Sien jy die prentjie? Jy sien, Judas sê, daar is afvalligheid. Hy sê, maar stry vir die geloof wat aan julle oorgelewer is. So wat sou die apostels aan ons oorgelewer het? Hulle sou die lieflikheid van die offer van die bloed van Jesus Christus, die ware evangelie van ons redding gebring het, sodat ons daardeur nie net vrymaking gebring sou kry nie, maar dat daar versoening sou kom, ons wat skuldig is aan die hele wet van God, sodat daar vir ons versoening en vryspraak kon kom. Nou wat ons kan sê onmiddellik hier, en ek haas my na die einde toe, is dat Christus is die volmaakte offer, wat een keer, nie jaar na jaar nie, Hebreërs sê dit ook vir ons oor en oor, ons het dit gesien, een keer in die allerheiligste ingegaan het, en homself as 'n beter offer, 'n volmaakte offer, 'n heilige offer, kom gee het. En weet jy wat, hier is die woord, luister mooi, en van nou af, praat sy bloed, vanaf die versoendeksel, met 'n perfekte, kragtige getuienis, deur sy bloed, tot jou, en dis dit, wat die gemeente van die Here Jesus Christus moet onthou, dis dit, wat die skeiding tussen lig en duisternis bring, dis dit wat ons red, uit die ewige vuur, en die afvalligheid, en die vuur van die hel, dis dit, wat die oordeel van God wegvat, en die versoening, en die nuwe lewe, en die perfekte offer, van Jesus na ons te bring. En ek sluit af, deur eintlik maar net te sê, hoe lieflik is hierdie getuienis, van die 7 keer besprinkelde bloed, van Jesus Christus vir ons. Wat doen dit? Wat is dit wat ons moet onthou? Wat is dit wat ons moet sien? Wat is dit wat ons moet hoor? Wat is dit waarvoor en vanuit ons moet stry vir en van die geloof? Nommer 1 is,
die Nuwe Testament leer vir ons dat deur Jesus se bloed het ons verlossing gekry. En daardie verlossing gemeente, jy weet dit, maar ek gaan jou aan moet herinner, ons sal dit moet onthou, tot die einde toe. Hierdie verlossing deur die bloed van Jesus beteken, daar is nou vergifnis vir ons van ons sondes. En dit beteken, die bloed van Jesus Christus wil vir jou losmaak. Dit wil jy net vir jou hemel toe bring en ietsie mooi kom doen en net vir Jesus toevoeg tot jou lewe nie. Dit wil jou losmaak. Dit wil jou losmaak van die weg van die duisternis. Dit wil jou losmaak uit die ewige put van die hel. Dit wil jou bevry. Dit wil jou losmaak van al die bindinge wat ooit in jou lewe kom rus het. Dit wil jou losmaak van die afvalligheid, van duisternis. En dit wil jou losmaak van jou ou Adam natuur, van jouself. En ek dink, wat ons vir mekaar moet sê is, die bloed van Jesus het ons so nodig, almal van ons het nodig om los te kom. Ons het nodig om in vryheid voor die Here te kom staan. Ons het nodig dat die bloed van sy seun ons sal losmaak van al die leuns van Satan in jou lewe. Al die leuns wat nou nog dalk heers in jou lewe of in jou verlede. Al die leuns van godsdienstige afvalligheid. Al die leuns van mense wat die genade van God verander het. En soos die skrif sê, in ongebondenheid. En die genade gemaak het wat dit nie is nie. Al die leuns van die weg van Kain en Biliam en Korach. Dit wil ons losmaak. Dit wil ons losmaak van die opinies wat jy oor jou eie lewe het en oor die skrif wil hê, of die opinies van Satan, of die opinie van sonde. Dit wil jou losmaak van die sonde wat jy so lank net koester en lewend hou. Dit wil jou uiteindelik losmaak. Die bloed wat Jesus gekom het een keer, wil jou losmaak daarvan. Dis hoekom Johannes 8 vir ons sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. En vers 36 van Johannes 8 sê, wie die seun dan vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Nou net in hierdie week, kom ons manne, en ons wil ons lees 1 Johannes. 1 Johannes 1 sê, maar as ons in die lig wandel, soos hy, die Here in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Dit is in die present continuous tens geskryf. Met ander woorde, die bloed van Jesus het 'n continuous reaksie vir ons wat in die lig bly wandel en na die lig toe kom, wat nie in die duisternis van sonde wil bly staan nie. Die skrif sê verder, vers 8 in 1 Johannes 1 vers 8, as ons dan sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar daarom wil ons bly by wat God sê. Wat sê God? God sê ek haat sonde. En God sê, daar's so kragtige getuienis wat jy moet onthou. Dis wat Judas ook wil sê. Onthou dit, geliefdes. Onthou dit. Wat jy sien is dat Jesus se bloed kom nie net om jou los te maak nie, daar is 'n voortdurende continuous ding van Jesus se bloed, en dit is om jou skoon te was, om jou aan te hou reinig, jy wat aanhou kom na die lig toe, jy wat aanhou kom in repentance, jy wat aanhou kom om sonde te noem, jy wat hierdie vermaning hoor en dit haat. Here Jesus se bloed was so kragtig, dat het gekom het om jou skoon te was. En weet jy wat laat ek vir jou sê? Die skrif sê dan Johannes, as jy sê dat jy geen sonde het nie, mislei jouself. So wat sê dit? Is dat ons sit in hierdie gebroke vlees nog. Paulus sê so mooi in Romeine 7, die goeie wat ek wil doen, die doen ek nie, die slegte wat ek nie wil doen, dit doen ek. Ek elendige mens, wie sal my red van hierdie vlees, hierdie liggaam van die dood? En dis die punt. Ons almal hou aan om in gebrokenheid, ons almal maak foute. Ons almal struikel soms in hierdie lewe. Ons almal het nog soms 'n trotse hart. Ons almal is soms nog beter weterig, of ons almal is nog steeds op 'n sekere manier hypocrites. Maar wat die woord ons hiernatoe lei is, kom en onthou, kom na die versoendeksel toe, hoor die stem wat met jou praat, hoor die stem in die laaste dae van Jesus Christus, want hy stem het iets te sê, en die stem is, kom na die kruis toe, kom lê jou lewe neer, want ek is die enigste een wat deur my bloed jou kan skoon was, jou kan reinig. Ons moet net bly wandel in die lig, broers en susters, ons moet wegkom van die afvalligheid, ons moet die waarskuwings hoor, ons moet die waarskuwings onthou, maar ons moet bly in die genade
van Jesus se bloed en sy liefde wat ons reinig van alle sondes. Ek haas my na die derde punt toe. Jesus se bloed maak ons regverdig. Nou hier's 'n pragtige hoofstuk hieroor geskryf in Romeine 5 is dat die eerste Adam het die ongeregtigheid in die wêreld gebring en die laaste Adam het geregtigheid, vryspraak, regverdigmaking gebring. So as jy gaan bly in jou ou Adam, dan bly jy staan in jou ou sonde. Wat moet jy hier hoor? En dit is deurslaggewend. Afvalliges wil dit nie vir jou sê nie, omsuil hierdie waarheid. Maar ek gaan dit vir jou sê. En dit is, dat deur die bloed van Jesus is die enigste manier, deur die aanvaarding van die bloed van Jesus, ek gaan nou iets al meer oor sê, is die enigste manier dat ons regverdig vrygemaak kan word. Ons, die hele mensdom, staan skuldig voor God. Dit is 'n punt. Ons almal, niemand is regverdig nie, sê Romeine 3, selfs nie een van ons nie. Ons almal moet dit onthou, ons almal is vrot en stink. Ons almal is breekbaar. Ons almal het ontbrekende eerlikheid van die Here. So wat het ons almal nodig? Ons almal het regverdigmaking nodig in hierdie lewe. En dit kom net deur die bloed van Jesus. Nou die lam van God, Jesus Christus, het deur sy dood ons sonde kom wegvat. Want jy sien die dood en die sonde was die swaard wat oor ons almal se kop hang. En hiervan moet ons verlos word. Van hierdie dood en hierdie sonde. Ons moet hiervan bevry word. En weet jy wat, broer en suster, toe Jesus sy lewe kom gee het, daar vir jou en vir my aan die kruis en sy bloed vir jou stort, betaal hy die prys, sodat die swaard deur sy bloed weggeneem kon word. En dit kon geskied slegs deur die bloed van Jesus Christus wat jou regverdig gemaak het. Die ou Adam, of 'n modification van die ou Adam, deur net sekere goedjies te probeer modify en beter mens probeer, of 'n goeie mens te probeer, sal jou nooit red nie. Dit lei tot die dood, ewige dood, 'n tweede dood. Maar deur die bloed het hy ons regverdig gemaak. Wat ek vir jou eintlik hieroor wil sê is, die regverdigmaking, so kosbaarheid beteken, daar's nie meer 'n regsaak teen 'n wedergebore nie. Daar is nie meer 'n regsaak teen jou nie. Jesus het buite die hof geskik. Hy het die saak wat teen jou aan hande gemaak word, die swaard wat oor jou kop gehang het, het hy weggeneem. En hy doen dit deur die bloed van gehoorsaamheid aan God as die knegt. En dit word ons versoening. Ons regverdigmaking. Ons right standing voor God. Die skrif leer ons, nou danksy dit, wat ons nog moet onthou, is dat ons nou deur die bloed ook nie net losgekoop is, nie net skoongemaak en gewas is nie, nie net regverdig gemaak is nie, maar die skrif leer van ons, dat sy bloed ons ook heilig. En hier moet ons nou mooi luister. Dit beteken, ons word nou eenkant gesit vir God en vir sy glorie. Jy kan nie maar net gaan voortvoeter en voort bly leef, asof die Here jou, dit sy taak is om jou net aan te hou red en verlos nie. Jy word nou geheilig deur sy bloed. Jy word eenkant gesit vir God se glorie. En dit beteken, ons is geheilig. God het jou sonde van jou weggevat deur sy bloed. Jy is eenkant geplaas. Lewe nou in heiligmaking. Lewe, dis die vrug van ons vrymaking, sê Romeine 6. Dis die beauty van jou verlossing. Is dat ons nie lyk soos die wêreld meer nie. Ons praat nie meer soos die wêreld nie. Ons dink nie meer soos die wêreld nie. Ons is eenkant geplaas. Nie beter nie, maar ons is afgesonder vir God se glorie. En nou dat ons geheilig is, leer die skrif vir ons nog, deur die bloed wat ons onthou, het die bloed van Jesus Christus ook vir ons nou vrede gebring. Dit is so kosbaar. Jesus kom maak vrede deur sy bloed. Want weet jy wat, nee? As jy die bloedoffer van Jesus Christus nie deel gemaak het van jou lewe nie, is daar nooit vrede nie. Jy kan ook nooit in vrede leef nie. Omdat jy wat Jesus gesê het, ek het gekom om vir julle vrede te bring, 'n vrede wat die wêreld nooit ooit vir jou sal kan gee nie. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maar daai vrede kom deur 'n prys. Kom deur die prys van die bloed van Jesus. Daar was vyandskap tussen ons en God. Sonde het in ons pad gestaan. Dit het 'n skeiding gebring. Maar deur Jesus se bloed bring hy nou vrede. En daardie vrede is so enorm, gemeente, want dit beteken jy kan nou na God toe kom. Jy moet dit onthou.
Dis wat Judas sê. Dis hoe ons gaan wegbly van die afvalligheid, is kom na die Here Jesus toe, kom na God die Vader toe, kom leef saam met God in die vrede, bewerkstellig deur die bloed van Jesus. Die skeidingsmuur is afgebreek. Ek kan nou met vrymoedigheid, Hebreërs 4, kom na die genadetroon van God toe, sodat ek danksy die bloed van Jesus barmhartigheid kan verkry en genade kan vind, om altyd op die regte tyd gehelp te word. En nou vanoggend, as julle saam na hierdie boodskap luister, is die regte tyd om verlos te word van jou hardkoppigheid en jou onvermoë om jouself te kan red. En wegbreek van die waarskuwing van afvalligheid. Omdat die vrede herstel is, bring dit ook nou by ons 'n vrymoedigheid. Die skrif leer ons dat die bloed van Jesus bring vir ons vrymoedigheid op 'n nuwe en 'n lewende weg. Hoor mooi die woorde wat die skrif sê. Vrymoedigheid op 'n nuwe en 'n lewende weg. 'n Nuwe pad van losmaking, gewas wees, regverdig gemaak, geheilig, vrede, eenkant geplaas. Nou ook vrymoedigheid op 'n nuwe en 'n lewende weg. Hoe lyk so 'n weg? Dis 'n weg van Psalm 119, 'n verlange na die insettinge van die Here. Dis soos Andre en Velana gesê het Sondag, dis ook die weg waar die trane stroom, dit loop uit ons oë uit, omdat daar mense is wat dit nie wil volg nie, wat soos Johannes ook leer in 1 Johannes 2, wat uitverkoop is aan die wêreld, uitverkoop is aan die vlees, 'n verlange het, soos Jakobus 4 vers 4 sê, maar liefde met die wêreld is vyandskap met God. Ons het nou vrymoedigheid op 'n nuwe en lewende weg. Dis 'n weg van intimiteit, 'n weg van fellowship met die lewende God. Kan jy jouself dit indink? Danksy die bloed. Dis 'n lewe van nabyheid. Dit beteken die deur is oopgemaak. Dis nie net Moses wat nou kan inkom nie. Dis nie net die dominee nie. Dis jy, pappa, mamma, kind. Die deur is oop. En wat ons nou moet doen is praat met hom. Breek jou hart voor die Here oop. Stort jou hart voor hom oop. Vra vir hom om jou te help met dit wat jy mee sukkel, sodat jy sal aanvaar dat sy bloed jou daarvan los kan maak. Moenie net uit Egipte bevry wil wees nie, moenie net losgemaak wil wees nie, leef in daai vryheid. Leef in die vrymoedigheid op 'n nuwe en 'n lewende weg, leef in die krag van die bloed van Jesus. En die skrif leer ons, ek wil nog een ding sê, deur Jesus se bloed besef en onthou ons nou. Die skrif sê vir ons in Levitikus dat in die bloed was daar lewe. Nee, hierdie is die belangrikste punt van alles. So Jesus se bloed is nie maar net 'n gruisame daad, daar vloei die bloed nie. Jy moet onthou dat in bloed was lewe. En as jy deel het in Jesus se bloed, wat ek nou heel oggend oor praat, dan deel jy in die lewe van Jesus. En hoe lank duur daardie lewe van Jesus? Vir ewig. So deur die offer van die bloed waarin lewe is, deel jy nou in Christus se ewige lewe. En as ons deel het aan Jesus se bloedgemeente, kry ons deel van sy lewe, 'n lewe wat nooit ophou nie, maar loop tot in ewigheid. En nou maak soveel dinge vir jou sin, hopelik. Want dis wat Jesus sê terwyl hy nog voordat hy kruis toe gaan in Johannes 10 vers 10. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. So wat hy al klaar probeer sê is, wat ek gaan doen binnekort, wanneer ek my lewe gaan gee daar aan die kruis, is om vir jou lewe te bring en oorvloed. Losgekoop, gewas, geheilig, regverdig gemaak. Daar's vrede. Die deur is oop. Die vrymoedigheid. Daar's intimiteit. Daar's ewige lewe. Dis die volmaakte offer van Jesus se bloed. Dis die volmaakte offer wat ek dink ons moet onthou. Want as jy hierdie lewe sal onthou, dan het jy 'n verlange na die insettinge van die Here. Dan het jy 'n verlange wat die apostels gesien en beleef het, wat hulle gehoor het, wat hulle verkondig het. Dan stry jy vir die geloof. Dan neem jy nie deel aan die afvalligheid nie. Dan word jy gered van die oordeel van God en Jesus, omdat die regsaak teen jou buite die hof reeds geskik is. Dis 7 keer. Ek het nou 7 voorbeelde genoem uit die woord uit. 7 keer. 'n Volmaakte, perfekte offer. Selfs my hondjie beamoen dit nou, né? Hierdie volmaakte 7 maal perfekte offer bewerkstellig Jesus, en dis wat ek vir jou ten slotte wil noem, in sy laaste uur.
Dis nie maar net 'n teologie nie, hierdie is nie maar net 'n dogmatiese informasie nie. Jesus kom en in sy eie lewe bevestig hy hierdie perfekte offer. Onthou jy wat ek gesê het vir jou net aan die begin, Moses kom in die tent van samekoms, daar's die ark, die wet is daar, wat God wil vra, wat sy vereistes wil wees, waar ons almal ontbreek, bring hy die bloed, want God het dit gesê, 7 keer sprinkel hy dit op die versoendeksel, daar hoor hy die stem, en wat wil die stem sê? Daar is nou vergifnis, danksy die bloed, en die versoening. Maar Jesus kom, wat in hierdie laaste dae tot ons spreek, wat dit was God se plan, kom stort hy sy eie bloed, waarin lewe is, 7 keer, voor hy alles vir jou betaal. Waar gebeur dit? In Getsemane, kom sweet hy bloed. Nommer 1. Nommer 2, hulle het Jesus gemartel, met vuiste geslaan, toe hulle hom in gevange geneem, en sy bloed vloei, 2de keer. 3de keer is, Jesaja profeteer oor, hulle het sy baard uit hom uitgepluk, hy bloei, hulle verneder hom, sy 3de keer wat hy bloed stort. Daarna word hy, toe hy oorgegees in die volk, word hy gegeesel, hy word stikkend geslaan met swepe, sy vleis word uitgeruk, die 4de keer stort hy sy bloed, hy gee sy bloed, 5de keer, nou is hy op pad kruis toe, en daar op die kruis, word hy nie net voor, dit druk hulle 'n doringkroon in sy kop, dit penetreer sy kop, die bloed loop oor sy gesig is die 5de keer, die 6de keer slaan hulle die spykers daar by die voet van die kruis, in sy pols en in sy voete in, sy bloed word gestort en die laaste keer, net voordat hy sy asem gee, druk die Romeinse soldaat, die swaard, die spies, in sy sy en bloed en water kom uit, 7 keer, bekragtig hy, die bloed van 'n vlekkelose lam, die versoening wat ek en jy nodig het. 7 keer sprinkel Jesus se bloed, sodat daar vir ons verlossing en vryspraak kon kom in hierdie lewe. My vraag aan jou vanoggend is, onthou jy dit, geliefdes? Onthou jy dit? Maar meer is dit, het jy hierdie geloof aanvaar? Het jy dit aangeneem? Want wat jy ten slotte moet hoor is dat God vir jou absoluut die heel beste kom gee het, deur sy seun vir jou te gee. Johannes 12 vers 24 preek my broer Tertius onlangs by 'n vriend van ons 'n begrafnis nou Sondag. As die koringkorrel nie in die grond val en nie sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. As die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Hoekom sê God hierdie woorde vir ons in sy woord opgeteken het? Dit, eenvoudig wat dit wil sê, is God se koninkryk sê, daar is geen lewe gemeente sonder dood nie. Jy gaan in afvalligheid se trap en ewige dood en die hel se vuur bly staan, as jy dink, jy kan deur hierdie lewe en kerk speel en in die gemeente kom sit, en eintlik daar is 'n wolf sit, maar jy is nie bereid om jou lewe neer te lê nie. Daar is geen koninkryk, geen lewe sonder dood nie. Daarom het Jesus Christus die eerste een gewees wat dit vir ons vooruitgestap het. Hy wat die knegt van God was, die regverdige, kom as koringkorrel, hy val in die grond, hy sterf, en deur dit, sê Jesaja 53, het hy baie regverdig gemaak. Die oes wat hy kom oplewer het, die vrug wat hy gedra het, is veel vrug, dis oneindig. Maar as daar nie dood is nie, is daar nie lewe nie. As ons gemeente nie gaan sterf aan jouself en die offer, die 7 maal perfekte offer van die bloed van Jesus gaan aanvaar nie, is daar nie veel vrymaking nie, loskoping, verlossing uit dit nie. Deel daarin gemeente in vreugde. Met ander woorde, dis wat ons moet onthou, is dat God nie vir Jesus gegee het net in jou lewe as 'n toevoeging, 'n plus nie. Met ander woorde, jy gaan voort in jou ou sondige lewe, jy hoef nie te sterf nie, aanvaar maar net vir Jesus, maak hom deel van jou lewe, maak hom deel van jou werk, maak hom deel van jou omstandighede. Jesus is 'n lucky charm man, as jy net vir Jesus bely, sal alles dit net beter maak. Maar dis nie wat God se woord sê nie. God se woord sê, dat God se beste is nie om jou lewe net te verbeter nie. God se beste was om vir Jesus Christus vir jou te gee. Dat sy bloed 7 keer gestort is, 7 maal besprinkel is, dat sy stem gehoor kon word vanaf die versoendeksel, en dat daar vir jou nuwe lewe is, en dat in Jesus Christus se roepstem, vra hy vir jou, kom sterf,
Kom lê jou lewe neer. Kom lê jou lewe neer. En as jy dit reg onthou, dan weet jy wat gaan gebeur. As jy dit sal onthou, geliefdes, maar julle geliefdes moet die woorde onthou wat tevore gespreek is. Ek het net ook gesê, daar is 'n positiewe en negatiewe kant. Judas waarsku. Natuurlik is dit die konteks. Hy waarsku. Hy waarsku, in die laaste tye sal daar spotters wees, tot volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. En daardie spotters het net nooit gesterf nie. Dis mense wat die gees nie het nie. Hulle het nooit hulle lewe neergelê nie. Dis sinnelike mense, sê vers 19. Dis mense wat die gees van God nie het nie. Dis mense wat nie gewederbaar is nie. Dis mense wat die skeuring bring. Dis godsdienstige Pharisee spirit mense. En ongelukkig is dit mense wat in kerke vandag sit. Maar die skeiding van die ware onthou, die positiewe deel is, dat ek kom na die kruis. En daarom kom ek en onthou ek reg. En daarom onthou ek die perfekte offer van die lam van God. Daarom onthou ek dat God tot my gespreek het in hierdie laaste dae deur sy seun. En nou weet ek, meer as wat Moses ooit kan weet, dat ek die stem van sy seun kan hoor. Johannes 10 vers 4 sê, my skape ken my stem en die herder stap hulle vooruit. Vriende, wat 'n voorreg. Die vraag wat ek vandag vir julle in die huiskerk wil vra is, miskien moet julle daaroor praat, is, het jy al tot sterwe gekom? Het jy jou lewe neergelê? Het jy al jou lewe neergelê, sodat die vrug van die Here en die vrug van sy bloedoffer vir jou kon loskoop, kon skoon was, kon regverdig maak, kon eenkant plaas vir sy lewe, gehoorsaamheid gebring het aan al die insettings en verordeninge van die Here, vrede kon bring tussen jou en God, die deur kon oopmaak met vrymoedigheid en die ewige lewe vir jou kon bied, saam met die Here, tot 'n lengte van dae. Ek hoop dat julle lekker gaan saamgesels en luister gerus nou na die getuienis ook van hierdie lied voor julle saamgesels.
as we follow in their footsteps.